Goeiemôre vir die wat ek nou nog nie voor hallo gesê het nie. Nou, Janelie het mos vir ons gevra om bietjie ons lewensverhaal eintlik te vertel of ons reis hoe ons 'n Christen geraak het of hoe ons reis met die Here. Nou, ek het in 'n Adventiste huis groot geword. So my pa het 'n Adventis geword. Eintlik het hy gehoor van die Adventiste toe hy Nieu-Seeland besoek het. Maar en toe het hy daar gehoor, daar is sy ma het altyd gesê hulle moet eintlik die Sabbat hou. So hy het groot geword met die idee. Maar ek gaan nou nie fokus op dit nie, maar my pa het 'n Adventis geraak toe hy en my ma eintlik getroud is. So hy was 27 of 29 eintlik, maar ek is in 'n Adventiste huis gebore. Ons het op 'n plaas gebly ver van die beskawing, 40-50 km buitekant Ceres. So vir ons was 'n Sabbat as kind nie 'n baie lekker dag nie. Dit was 'n dag wat ons moes ver gaan stap. My pa het ons vroeg opgejaag en sê ons gaan nou stap. En dan het ons teruggekom en dan het hulle 'n middagslaapie gevat en ons moes doodstil bly. En maar dit was elke tweede Sabbat. Die ander Sabbat het ons kerk toe gegaan. Dis ons naaste kerk was in Parelkerk. So dit was so 130 km van die huis af. So ons het vroeg begin en dat ons 'n hele dag daar gebly. En dan het ons nou, as die son sak in die donker, het ons nou weer teruggery. Maar my pa het gesê, jy ry nie op 'n Sabbat nie. So ons het in 'n streng NG omgewing groot geword. Ons was die enigste Adventiste. So jy kan dink in 'n plaasgemeenskap was dit maar moeilik geweest. Ons was altyd, soos hulle sê, die outsiders. En hulle het ons altyd vreemd aangekyk. En toe ek nou terugdink daaraan, my reis eintlik, as ek met ander mense gepraat het, was dit altyd verdedigend, nommer 1. Hulle het my gespot of geboelie, soos hulle sê. Vandag word jy, dit ons mos 'n nuwe woord, boelie. Maar jy is eintlik gespot oor jou kerk, en dat ek hulle teruggespot of iets leliks teruggesê. Of dit het altyd met 'n bekleierery gepaard gegaan. Ek sal vir jou wys wat is reg. Of dit het nooit regtig gegaan oor ken die Here of die mooi van Christendom eintlik nie. Maar dit was ook die jare wat ek sê, daai streng NG omgewing en protestante gemeenskap het my ook geleer van toegewydheid. Toegewydheid aan jou kerk, daai mense, my maats, hulle het kerk toe gegaan, hulle het kerk gehou soos wat ons kerk gehou het, en dit het my nog altyd bygeval eintlik. En toe is ons nou, toe ons groter raak hier in amper voor hoërskool, is ons het ons dorp toe getrek, Ceresdorp toe getrek. En dit was nou 'n nuwe era, want eintlik toe kan ons deelneem meer aan sport en want daar was nou 'n weeksport ook nie net naweeksport nie. En ek wil net hier sê, ons het nog steeds aan alles deelgeneem. Al kon ons nie Saterdag deelneem, kompeteer nie, het die mense, ons verstaan, ons het aan alles deelgeneem en dit was 'n goeie geleentheid om ook op te staan vir jou geloof. Om te sê, luister, ons neem nie deel aan sport en ons gaan kerk toe. Maar toe was ons so 'n bietjie nader aan die kerk. So ons het toe ons het partykeer nog steeds elke tweede Sabbat, maar ons het probeer om meer elke Sabbat kerk toe te gaan. My grootword jare was gekenmerk deur eintlik maar Christendom in my huis. Ons het streng groot geword, maar ons het geweet ons het godvreesende ouers wat elke oggend en aand het ek hulle gesien bid en kniel
En hulle het ons regtig probeer groot maak in die Here se weë. En ja, ons was deel van 'n kerk, maar ook nie eintlik nie, omdat ons so ver gebly het van die kerk. So die kerk was vir ons net 'n plek waartoe jy gaan en dan jy kuier jy in die middag bietjie daar en dan kom jy huis toe. Ons was nie regtig deel van 'n gemeente nie. Ja, en toe toe gaan ek universiteit toe en ons gaan Helderberg toe. Nou, die weet van julle weet nie wat is Helderberg nie. Dit is die Adventiste universiteit of college in Somerset West. So ons het toe, ek en my broer is 'n jaar ouer as ek, so hy die eerste jaar op Stellenbosch gebly, maar toe ek nou ook kom, toe besluit my pa, hy gaan ons Helderberg toe stuur. Nou, dit was nie maklike jare, want almal is Adventiste, dis soos Ethiopië. Jy hoef nooit te verduidelik hoekom jy wat doen nie. Ons het op Stellenbosch gestudeer, maar ons het elke dag heen en weer gery. So Vrydag aande het almal saam Sabbat geopen, ons het saam dinge gedoen op 'n Sabbatmiddag, ons het Sondag, alles was gesentreer rondom die kerk en dit wat die kerk doen. Wonderlike ervaring, is jammer dat daar is nie eintlik meer so iets vir ons vandag en vir ons kinders nie. Maar ja, ek was vir 4 jaar daar en soos ek sê, dit was die maklike jare, maar as ek terugkyk, was dit eintlik vir my Christelike lewe nie die maklike jare, of dit was die maklike jare, maar ek hoef nooit op te gestaan het vir my geloof nie, nooit. En ek het nooit gepraat oor my geloof, of oor die kerk nie, want almal het maar gedink soos ek dink. So, ja, maar dit was baie goeie jare. En toe ek nou moet begin werk, ek het arbeidsterapie geswat, en toe ek nou begin werk, toe kom ek nou weer te doen met die diskriminasie en van, nee, vra hulle vir my in die werksonderhoude, gaan jy Saterdag kan deelneem aan, as daar iets is op 'n Saterdag, dan moet ek altyd sê nee, en dan kon ek ook baie keer nie die werk kry nie, maar die interessantste ding is, dat die NG Kerk het my toe aangestel by hulle alkohol en dwelm rehabilitasiesentrum. Ek onthou toe ek vir die onderhoud gegaan het, toe dink ek, nou moet ek nou vir die NG dominee sê, maar ek is in die Seondag Adventiste. Toe dink ek, ek gaan nie die werk kry nie. En hy het anders daarna gekyk, hy het gesê, nee, hy weet, ons is Christene, en ek het toe die werk gekry. Ek het toe 5 jaar daar gewerk, en daar het ek by eintlik met die lelike kant van die lewe te doen gekry. Onthou, ek was in 'n beskermde omgewing. My ouers, ons was nie deel van die lelik van die lewe nie, omdat ons beskermd was. En toe kom ek op Helderberg, waar, ja, jy het nooit te doen met die lelik in die lewe nie. En toe toe werk ek nou by hierdie alkohol en dwelm rehabilitasiesentrum, en toe sien ek hoe sleg dit regtig met mense kan gaan as hulle nie Jesus in hulle hart het nie. En daar het ek ook gesien dat daai organisasie wat aan die NG Kerk behoort het verskriklik baie moeite gedoen om godsdiens by hierdie mense. Die hele program was gebaseer eintlik oor om jou hart na die Here terug te bring. En hoe het ek gesien dat mense wat daar instap, wat se lewens verwoes is, maar as hulle die Jesus in hulle lewe het, dan verander hulle lewe soos in heeltemal. Hulle gelaat verander ook. Hulle lyk sommer mooier. En families wat glad nie met mekaar gepraat het nie, wat dan weer herenig is. So, dit was vir my 'n verskriklike goeie reis gewees, daai 5 jaar, om te sien hoe die Here, iemand wat heeltemal, as jy die Here in jou lewe het, dat hoe jy jou heeltemal kan verander na 'n persoon toe wat
lief is vir die Here en wat se familiestrukture weer herenig word. So dit was vir my 'n baie goeie reis in my lewe, want toe moes ek ook weer Woester het 'n klein kerkie, maar baie klein ook en ek het maar vriende gemaak ook met mense wat nie in die kerk was nie, want daar was nie jong mense nie, maar dit het my ook weer kans gegee om op te staan vir my Christendom en my geloof. En ja, dit was eintlik jare wat ek gedink het, dit is 'n goeie geleentheid om met mense oor Jesus te praat in my werk, maar obviously glad nie oor my kerk nie, maar oor Christus self. En ek dink ons doen dit nie genoeg nie. Ons moet meer oor Christus praat. Ja, en toe trou ek en Louis het mekaar ontmoet by Helderberg College, maar ons is eers getroud einde 1998, toe was hy al in Bloemfontein en toe het ek Bloemfontein toe gekom. So einde 1998 was die eerste keer wat ek in Sentraal Kerk gekom het. Dis nou 26 jaar later en ja, wat 'n voorreg om deel te wees van die gemeente. Maar ek het ook baie hier geleer van ja, om deel te wees van 'n kerkgemeenskap en dit is lekker om te sien dat mense dieselfde en jy het gegroei in alles wat jy doen. Mense het jou geleer van Jesus en ek is dankbaar vir die kerk. Ek het baie hier geleer. Maar ook toe die kinders nou weer kom, was dit weer van voor. Dit is amper weer soos 'n herhaling van jou kinderlewe. Want toe moet jy nou weer heeldag verduidelik. Hoekom jy nie deel is van daai gemeenskap nie. En dit was, moet ek vir my sê, amper erger. Want jy moet jou kinders se teleurstelling heeldag in die oë kyk. En as dit jou eie is, jy aanvaar dit maar so, ja, my ma het gesê ek mag nie gaan nie of ek mag nie dit doen nie. Maar as jy heeldag in jou kinders se oë moet kyk en sê nee, jy kan nie soontoe gaan nie, ons gaan nie nou deelneem nie, dan is dit baie keer erger en dan word jy met nuwe dinge gekonfronteer. Want jy moet met jou kinders se teleurstelling en jy moet met jou eie gevoelens ook, jy word weer van vooraf gekonfronteer. So ja, dit het my weer eens laat besef ook, as ek terugkyk na my kinderjare, dat toe ek na my eie kinders het, daai streng waar ek groot geword het in my huis, vandag koester ek dit. Daai dinge wat ek gedink het daai tyd so erg is, om nou Sabbat so ver te gaan stap met die honde en dan Vrydag aande as hy son sak moet ons klaar wees, gebad, hare gewas, alles en dan die musiek aangekom en dan het ons gesing en ons het Bybel gelees. Maar vandag kyk ek daarna en ek koester dit en ek wil ook vir julle sê, 'n mens moet altyd onthou om vandag al is dit hoe moeilik, daai gewydheid in jou huis te probeer doen. Want dit is spesiaal. Al het jy dan vandag, daai tyd het jy miskien gedink, Jesus nee, dis nie lekker nie. Maar vandag sien ek die waarde daarvan om deel te wees van 'n kerkfamilie nommer 1, nommer 2 van 'n huisgesin waar godsdiens belangrik is. So ek wil ook die ouers aanmoedig of die van julle wat nog nie ouers is nie, om al dink ander mense jy's weird of vreemd. Dit is eintlik verskriklik kosbaar om deel van dit te kon wees. So ek kyk met goeie, as ek terugdink aan my grootwordjare, dan is dit regtig eintlik 'n seën en 'n voorreg gewees. So die lesse wat ek geleer het,
deur my reis met Jesus en as 'n Christen, ek kan miskien net noem, ek is gedoop in die Parelkerk. Toe ek het dit nou dag vir die jeug vertel toe ek 15 is. Maar ja, daai tyd het ek nie eintlik geweet waaroor dit gaan nie, want my broer wou gedoop word en toe sê die predikant, ja, nee, jy kom saam, jy word ook gedoop. En toe moes ek ook maar gedoop geword. Ek het nie eintlik regtig geweet wat dit alles behels nie. En maar ek besef ook dit was die begin van my reis met die Here, daai doop. En alhoewel ek nie daai tyd dit mooi besef het waaroor alles gaan nie, het dit tog vir my laterand sin gemaak. So die lesse wat ek geleer het is dat ek is eerstens baie dankbaar teenoor my godvreesende ouers, maar ook dat hulle vir my die weg gebaan het om 'n Christen te wees. En dan my godvreesende gemeenskap, protestante gemeenskap, dit was nie die adventiste gemeenskap nie, dit was die protestante NG gemeenskap, wat eintlik vir my soveel lesse geleer het, en waarvan ons deel was. Ons was nooit deel van die adventiste gemeenskap, maar van die protestante NG gemeenskap, en ek moet vir julle sê, ek het baie geleer en by hulle, en dit is goed wat nog steeds in my vassteek, wat ek daar geleer het. So, ons moet versigtig wees om partykeer vinger te wys en neer te kyk, want ek voel, daar is verskriklike goeie Christene in die protestante kerke. En dan die derde ding wat ook my lewe gevorm het, is ondersteunende kerkstrukture. Ek het vir julle vertel van Helderberg College en kerk, en dan nou ook hierdie gemeente. Dit is regtig iets wat 'n mens ondersteun in jou reis met die Here. Jou ondersteun in jou geloof, jou ondersteun in jou lief en leed. So 'n ondersteunende kerkstrukture is baie belangrik. En dan die laaste ene is ook, ek het nou weer hier gesê kerkfamilie, maar onder andere nie net jou kerkfamilie nie, maar jou familie. En dan by my is dit ook my godvreesende lewensmaat. Ek dink dit help ook as jy iemand het wat ook lief is vir die Here, wat jou lewensmaat is. So ek wil vir die jong mense ook sê, hulle moet maar kyk daarna as hulle iemand kies, dat dit iemand is wat ook lief is vir die Here. Want dit is maklik om afgetrek te word. Ek dink veral vir 'n vrou, jy maak maar soos jou man sê. Ek weet nou nie vandag meer nie, maar jy maak maar baie keer soos wat die man sê. So, dis maklik vir 'n vrou om maar net te gaan waar 'n man sê hy moet gaan, waar sy moet gaan. So, wees versigtig as jy kies. En so, dit is die 4 goed wat ek voel my lewe gerig het om nader aan die Here te kom. Maar soos julle weet, is nog steeds 'n stryd. Mense het elke dag 'n stryd. Ek wil nie sê 'n stryd nie, dis nie eintlik 'n stryd nie. Dis 'n voorreg om deel te wees van 'n Christen gemeenskap, maar ook om die Here te kan ken en omring te word deur Christenskap. Ek is nou in 'n ander era van my lewe, so ek word nie meer so baie gekonfronteer met of ek is nie meer eintlik deel van die gemeenskap rondom ons nie, en meer by jou kerkfamilie, maar dit moet 'n mens eintlik motiveer om betrokke te raak, eintlik by jou direkte gemeenskap, soos jou bure, want dit laak weer eens baie gerieflik om net heeldag met jou kerkfamilie te spandeer. 'n Mens word uitgedaag en jy moet dis nie net van stry oor die Bybel nie, maar dit is om jou geloof met ander te deel, is baie belangrik, en nie net in ons
direkte kerkgemeenskap nie, maar met ons bure en met mense met wie ons pad kruis. So, ek hoop dit was vir julle, dit nie net na myself en na my lewe kyk nie, maar lesse, soos ek sê, nommer 1, godvreesende familie, nommer 2, godvreesende gemeenskap, wees jy die een wat daar is vir ander mense. Nie net wat jy kry nie, maar jy moet daar wees vir ander mense. Ek praat van in jou gemeenskap, nie die kerk nie, daar waar jy bly. En dan ondersteunende kerkstrukture, ek dink ons kan 'n bietjie kyk daarna. Ons het nie, ja, ons het basies ons kerk, maar vir die kinders en die jong mense is daar nie meer so baie geleenthede nie. En dan 'n godvreesende huweliksmaat en kerkfamilie. So, ja, ek hoop julle het 'n mooi Sabbat. Ons gaan nou afsluit met gebed en dan gaan ons net die laaste lied sing. Liewe Heer, ek wil vir U baie dankie sê vir hierdie geleentheid om my lewensverhaal met U te deel, met die kerk te deel. Dankie dat U daar was deur my hele lewe en dat ons kan sien hoe U besorg is oor elkeen van ons se lewe en wat ons doen. Ek vra dan ook dat U verder met ons elkeen sal wees deur hierdie Sabbat en dat ons elkeen 'n seën sal kry. Amen.